Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier, ons praat net die waarheid. 'n Vanaand se onderwerp. Hulle sê mos, goeie mense gaan hemel toe. Regtig? Kom ons kyk. Ons glo in die Here. Ons almal glo in die Here. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Julle weet, Jesus self het gesê, ons moet hard stry om in te gaan. Kom ek lees vir julle, Lukas, en by Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en nie in staat wees nie. Nou dit sê nogal baie nie, dat Jesus self gesê het, ons moet hard stry. In Matteus 7 vers 13 en 14, hy sê breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei en daar's baie wat daarheen gaan. Maar hy sê nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. So dis regtig so dat dit sluit aan by hierdie, ons moet hard stry. Al die dingetjies wat ons pad langs kom, moet ons as mens kan hanteer as kind van God, op die regte manier. En hy sê ook, nie elkeen wat sê Here, Here, sal ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En kom ek lees vir julle, wat is die wil van die Vader? Daar in Lukas 9 vers 35, nou julle kan self gaan lees, van 28 tot 36, die hele gedeelte, maar dis waar God die Vader vir Jesus verheerlik het. Hy het 'n paar keer gesê, ek verheerlik nie myself nie, maar God die Vader verheerlik my. En dan sê, terwyl hy daar was by die berg, het hy met Elia en Moses gepraat, en daar het 'n wolk oor hulle gekom. En in die wolk het God die Vader gepraat, en hy het gesê, daar kom 'n stem uit die wolk, wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So dit is die wil van God die Vader, dat ons na Jesus moet luister. En jy kan nie na Jesus luister, as jy hom nie aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. Die groot ding is, ons moet mekaar vergewe. Ons moet nie wrokke teen mekaar hou nie. As ons wrokke hou, dan word dit later bitterheid. En bitterheid maak 'n muur tussen ons en God die Vader. So ons moet daai wrokke, ons moet daarteen waak, dat daar nie wrokke en bitterheid in ons lewe is nie. En Jesus self het ook gesê, moet nooit dink, jy is beter as iemand anders nie, want daar kom weer trotsheid en hoogmoed. As jy dink jy is beter as jou buurman, jy dink jy is beter as jou broer of jou suster. Dit moet nie in ons lewe wees nie, want dan is ons soos die Satan was, wat hy hoogmoed gekry het, en hy is in die hemel uitgegooi. Matteus 5 vers 44 sê, jy moet jou vyande lief hê. Hy sê, seën die wat jou vervloek. Doen goed aan die wat ons haat. Hy sê, bid vir die wat ons beledig en vervolg. Want die Here laat die son opgaan oor goeies en slegtes. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. So wie is ek en jy? En dan wil ek julle ook waarsku, pas op. Pas op vir kerktradisies. Ons sê so maklik, ja, maar ouma en oupa het na die kerk toe gegaan, en ma en pa het gegaan, en almal ken my, ek is mos reg, ek is op die pad, ek doen goed. Pas op. Hy sê, ons moet gered word. Ons moet ons bekeer. En ek wil vir julle lees waar Jesus met Nikodemus gepraat het. Dis daar in Johannes 3 vers 5. Ek lees vir ons van vers 5 tot vers 7. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word nie, deur water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder, dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.
Want ons moet hierdie natuurlike vleeslyk van ons moet verander word. En ons moet meer geestelik raak. Dit is die hele idee van bekering. Dat ons meer soos Jesus sal word. Dit is, ons het 'n keuse, om te maak. En ek wil jou uitdaag vanaand, as jy nog nie 'n keuse gemaak het nie, haas jou, en doen dit. Moenie uitstel nie, môre is nie gewaarborg nie. So dit is my boodskap vir julle vanaand. Kyk, dat jou saak met die Here reg is, en as hy nie is nie, doen dit baie vinnig. So bly in die waarheid, en blessings.